Die feesseisoen kruip vinnig nader en dit wil voorkom asof die Suid-Afrikaanse toerismesektor weer heelwat besoekers gaan verwelkom. Daarom fokus ons vanoggend op hierdie spesifieke sektor. Nou vanjaar het meer as 7,6 miljoen toeriste ons land reeds besoek. Wat beteken hierdie toename vir ons ekonomie? Ek gesels nou met die mede-professor aan die Noordwes Universiteit, Esmerie Meiburg. Esmerie, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Elsa, goeiemôre kykers. Lekker om hier te wees. Ek kan nie glo dit is al die 1 Desember nie, maar ons sien uit vir die feesseisoen. Ja, ek moet vir jou sê ek dink almal voel net eintlik so geskok vanoggend want 'n mens besef dit is die laaste maand van die jaar. Nou jy het nou self ook verwys na die feesseisoen en die opwinding wat heers. Suid-Afrika het vanjaar meer as 7,6 miljoen internasionale toeriste verwelkom. So ek wil graag weet, wat beteken so iets vir die groei van die land, jy weet oor die algemeen? Okay, so ons is baie positief oor hierdie getalle. Ongelukkig is dit nog nie so hoog as mens vergelyk met ons toerismegetalle van 2019 nie. Maar die toerismebedryf is ongelooflik belangrik vir ons land se BBP. Om vir jou net 'n bietjie getalle te gee, so hulle voorspel vir die toerismebedryf gaan hierdie jaar omtrent 659,8 biljoen bydra tot die BBP. So dis 'n groot ekonomiese inspuiting vir ons land en dis omtrent 28% van ons land se BBP word deur die toerismebedryf uitgemaak. So hoe meer toeriste ons land besoek, groter ekonomiese groei. Omtrent 2 miljoen mense werk in die toerismebedryf, so as ons meer internasionale toeriste kry, meer werksgeleenthede in die toerismebedryf. En dan 'n groot voordeel wat ek ook sien is meer geld, meer toeriste, meer terug word geïnvesteer in ons infrastruktuur, beter paaie, beter lughawens. So die toerismebedryf kan regtig 'n groot bydrae maak, nie net geld gewys nie, maar ook werksgeleenthede gewys en ook om terug te investeer. 'n groot ding wat die toerismebedryf doen is dit investeer ook terug in bewaring. Ons het 'n land wat ongelooflike natuurskoon het en elke keer as jy geld spandeer in 'n nasionale park of 'n wildsplaas, gedeelte van daai geld gaan weer terug om ons natuurskoon, ons wildlewe te bewaar. So dis regtig 'n belangrike en groeiende bedryf. Daar's nog soveel potensiaal. Ek weet ons mik om teen 2030 15 miljoen internasionale toeriste te verwelkom en ek hoop regtig ons kom by daai getal uit, want dan gaan ons bydra tot die ekonomie omtrent 10% tot ons BBP wees. So dit is 'n baie belangrike bedryf vir ons land se ekonomie veral. Goed, wat is die belangrikste redes waarom meer internasionale besoekers terugkom na Suid-Afrika? Wel, waar om te begin? Vir my, die slogan wat Suid-Afrika die beste opsom is, ons is a world in one country. In Afrikaans soms sê 'n wêreld in een land. Suid-Afrika se diversiteit in terme van natuurskoon is net ongelooflik. Jy kan die kuslewe bewaar, jy kan wildlewe, jy het bosveld, jy het watervalle, berge. En dan het ons ook diversiteit in ons mense. Ons het soveel verskillende kulture, elkeen met hulle eie leefstyle, kos, kultuur. So die diversiteit van ons land is definitief 'n groot aantrekkingspunt vir internasionale toeriste. En dan 'n ding wat ek dink baie mense miskyk is die vriendelikheid van ons mense. Ons is regtig gasvrye mense wat jou regtig sal uit hulle pad uit sal gaan om te laat welkom gevoel. Iets wat ek net gou vinnig wil deel is, daar is 'n persoon, sy naam is Kino Eves. Ek weet nie of enige van die kykers al van hom gehoor het nie, maar hy het 'n YouTube channel en hy ry met 'n tricycle al die pad van Frankryk deur Afrika en hy is op oomblik in Suid-Afrika al vir 'n paar maande. En hy is op oomblik in die Karoo en hy oral waar hy kom ontmoet hy nou Suid-Afrikaners en ek moet sê ek was al bevoorreg genoeg om na 'n hele paar lande oor die wêreld te reis. Suid-Afrikaners is net anders. Ons glimlag makliker, ons help met aanwysings, ons wil vir jou kos maak, ek weet nie, ons is net ons is 'n nasie wat wil teruggee en vir mense laat welkom voel. So ek dink daai is regtig ons groot aantrekkingskrag. En ons is natuurlik amazing wyn, amazing kos. So what's not to love van Suid-Afrika? Dit is so waar wat jy sê en ek meen kyk 'n mens na die foto's of die prentjies wat nou op die skerm verskyn het, dan voel 'n mens net so trots want 'n mens besef net
hoeveel die land eintlik bied, jy weet, selfs die diere ook wat hier te sien kan wees. Wat dink jy kan ons hierdie komende feesseisoen verwag en hoe gereed dink jy is Suid-Afrika vir hierdie seisoen? Dis 'n baie goeie vraag. Ons is nou redelik gefokus op internasionale toeriste en dit is definitief 'n groot fokus vir ons om meer internasionale toeriste te kry. Maar ek dink ons vergeet ook van ons plaaslike toeriste. Minister Patricia de Lille het onlangs met die G20 het sy gesê 'n groot fokus van die Departement van Toerisme gaan wees om meer plaaslike toeriste aan te moedig om te reis. En sy sê groot twee fokuspunte daarmee moet wees bekostigbaarheid en toeganklikheid. Nou, daai is twee groot moeilike woorde in terme van gereedheid van Suid-Afrika. So, as ons nou kyk na bekostigbaarheid, baie toerismeproduk-eienaars probeer plaaslike toeriste aanmoedig om na hulle areas te kom deur promosies, afslag, bly 5 aande, dan kry jy nog 2 aande verniet, pakkette wat verskeie produkte insluit. Maar toeganklikheid is nog 'n groot uitdaging vir Suid-Afrika. Hier gaan dit oor veiligheid en infrastruktuur. En dit is nog twee van ons groot uitdagings, maar baie provinsies het baie meer geld probeer investeer in hulle provinsie se toerisme in terme van veiligheid en toeganklikheid. Byvoorbeeld KwaZulu-Natal het oor die 500 CCTV's, ek het nou in Afrikaans gesê, maar CCTV kameras reg oor hulle kusgebiede gelaunch, as ek dit so kan stel. En dan Mpumalanga, hulle het oor die 5 biljoen projek om hulle paaie op die panorama roete uit te brei en te verbeter. So, daar is nog uitdagings. Ek sal nie sê ons is 100% gereed nie. 'n Groot ding wat ons moet aan verbeter is investering terug in infrastruktuur. Jy wil nie reis as jy op 'n slegte pad gaan moet ry of as daar 'n waterprobleem is. So, dit is 'n groot ding wat ons gaan moet op fokus om ons toeristegetalle plaaslik as ook internasionaal te verbeter is infrastruktuurontwikkeling en om terug te investeer in ons infrastruktuur. Ja. En dan veiligheid ook. Ek dink dit is 'n groot ding wat ons ook gaan moet fokus om seker te maak as mense reis, voel hulle veilig by die bestemmings waarheen hulle reis. Ja, Esmerie, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Dit was 'n baie interessante gesprek en ons wens dan vir jou ook 'n wonderlike feesseisoen voor. Bly gerus ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou sport saam met Arnold Geerts. Jy is by Goeiemôre, good morning.